van die grootheid van die Here. Oh, yes, Lord. Van die Here as die skepper. Here, U maak hierdie aarde. Heilige Vader. En U kan leer die sê. Dit was goed. En daarom het ons al die dag is goed. Van die Here is teenwoordig. En die is vanmorgen hier. Elke geest van die Here. Het zal recht ondersteunen. Elke verteenwoordigheid. Van die is hier. En dit is goed. Die zijn woord die gedragen moet worden. Mijn gemeente is vanmorgen Vader. En die man van die Here is vanmorgen zelf. Op een bonatuurlijke wijze. Geest van die Here. Werk elke menselijke wezen uit. Dat die geest en die gehaald zal oefenen in zijn leven. Dat zijn proeven die vier wordt zijn tong en lippen. Wordt zijn stembanden. Raak op bonatuurlijk aan. Heer, iemand moet vanmorgen die woord horen. En afstaan die woord van die Here. Die verkauwt zo mooi die woord. Dat elke woord van die Here, elke instructies moet uitgevoerd worden. En die vanmorgen gevoerd kan worden. In die naam van Jezus. Kom zien alles verder. In Jezus naam. Dank u daarvoor. Halleluja. Die kerk van God mag vanmorgen sit, halleluja. Terwijl ek my begroetings doen, amen. Halleluja. Om vanmorgen te groet die vijfvoudige bediening van die Here. Ek wil net iemand moet vir my oopmaak. In Mattheus 1, ek weet nie is het 21 nie. Ek gaan vandag probeer om die ene te werk, want dit is die eerste dag. Dan wil ek hê iemand moet vir my Samuel 1 oopmaak. Amen. Prys die naam van die Here. Ek wil vir die mooi tabernakel wat so uitgepak het. Oh, die eer, die glorie van die Here is oor u hulle vanmorgen. Daar is ongelukkig dinge wat ons moet breek. Yes. En ons wat in die bediening staan, apostel, as ons dit nie vanmorgen gaan verbreek nie, terwyl die kerk by mekaar is. Hoor u wat sê ek, terwyl die kerk by mekaar is. Die kerk by mekaar is. Die kerk, ja, die kerk. Nou, ons gaan lees ook in Mattheus, want die duiwel het nie geweet, maar ons gaan vandag gaan ons die voorhangsel skeer, om na die allerheiligste plek te gaan. Baie van ons staan in die bediening van die Here, maar ons is nog steeds buitekant. Ons hoor die stem van die Here, maar die Heilige Gees is nog nie, maar ons wil die voorhangsel vanmorgen, ons wil dit oopbreek. En as ons dit moet breek, dan wil ons probeer om te breek. Ek het dit gesê en ek wil dit weer noem. Amen. Ek gaan nie weg van die titel af nie. Hoekom die kerk uiteindelik al gebore was. Yes, come on. Hier sit apostel. Maar ek dink toe die Here vir hom sê,
gaan stig vir alle nasies. Toe hy gesê jy gaan by al die nasies gaan preek. Maar ons mindset is vergeet om te glo in alle nasies en nie aan God se kerk nie. Amen. Toe God sê dat ons moet arise en shine, stig, dit was gebedoel omdat het donkerte was, maar die Bijbel sê dat Jesus het gekomen as die lig. Staan op en word verlig. Toe ons United stig, toe die stichter van United gesien dat God se kerk uit mekaar uit is. Hy wil sy kerk terugbring. Die probleem is, wat is agter die voorhangs? Toe God sê, laat ons stig die liggaam van Christus. Toe het hy gesien, die lichaam is so uit mekaar uit, maar ons vergeet dat ons 'n kerk is, dat die lichaam van Christus. Toe God die visie aan die Abundant Life Ministries, toe sien hy dat daar is nie meer lewe nie, maar eintlik al is die lewe agter die voorhangs. Ons kan nie sien nie, maar daar was 'n plan gemaak. Dat ons moet gaan kyk wat in die allerhoogste, in die allerheiligste plek ingaan. Ek gaan nie van my titel af weggaan nie. Samuel. Ons kom praat vandag van Jesus alleen, want sy doel is sommer lekker. Hy het gekom as 'n verlosser. Klaar. Niks anders nie. Hy het gekom as 'n verlosser. Hanna is elke dag by die tempel. Hanna het 'n verlange. Maar Hanna het uiteindelik al nie 'n plan vir hierdie seun nie. Maar die plan wat hy het, hy wil hom net vir die Here gee. Op ander woorde, die Here het 'n beter plan. Halleluja. Hy het 'n beter plan met die kind wat nog nie daar is. Ja, dis iets wat moet voorkom. Halleluja. Iemand sê die Bijbel, toen 'n vraag aan Johannes, sê hulle dat Jesus reeds al daar was. Op ander woorde, hy moet net aan die openbaar kom. Halleluja. En daarom moet hy gebore was as die verlosser. Kom ons gaan hoor wat sê. Wat sê Samuel? Een se opskrif. My Bybel sal 'n bietjie anders praat as die ander Bybels, maar in my Bybel praat hy as volg: Elkana en sy gesin. Elkana En sy gesin. en sy gesin. Ja. Ander vertaling. Dankie. Die ander vertaling sal lees die gelofte van Hanna, geboorte van Samuel. So, hy vertaling is mooi man. Amen. Ons praat nie van belofte hierso nie. Ons praat van 'n gelofte. Ek weet nie of ons wat mens is, kan ons geloftes maak nie. Maar ek weet, ek maak 'n belofte. Pastor, ek is vandag vol blydskap. Kom Vrydag, pastor. Halleluja, ek gaan jou R1000 kom gee. Kom donderdag, dan raak ek kwaad vir pastor. Maar ek is die iemand van die belofte. Maar ons praat van 'n gelofte. Wanneer iemand, halleluja, net sy kind, halleluja, toevertrou aan die Here. Iemand sê ek moet lees aan 1 Samuel
Is het 6 vers 7? 7 vers 6. Bring die mic, hier is ook mic, nee. Kijk, alles stroom oor. Kom ons eerst te hoor wat sê 7 6. Dat kan 7 6. Die opskrif daar as neerlaag van die Filistyne by Mispa. 7 6. 6 lees as volg. Hulle kom toe by mekaar by Mispa. ja. En hulle het water geskep. En dit voor die aangesig van die Here uitgegiet. Kom eens lees om. En die dag het hulle gevas en daar gesê, Yes. ons het gesondig teen die Here. En Samuel het die kinders van Israel in Mispa gerig. Ek wil net daar staan by die gerig. Dat Samuel het nooit geweet dat hy 'n regter is. Ek kom nou terug, ek gaan agter te voorbreek. Hy het nie ook geweet dat hy 'n regter is. En iemand sy maar nadat hy die geboorte gegee het hy nie geweet dat hy sien 'n profeet sal wees nie. Amen. God het geweet dat hierdie Samuel, hy sal 'n profeet wees. God gee vir Samuel 3 dinge. Hy is 'n judge, hy's 'n prophet en hy's 'n priester. 3 in 1. Hy's toegerus. Sy doel is, halleluja, hier is sy doel. Pastor? Oh. Hier is sy doel. Sy doel was om konings aan te salf. Sy doel was, want die Bybel sê hy 2 konings aangesalf. Dit was sy doel. Dit was sy doel van sy geboorte. Dit was sy doel. Hy het 'n groot werk gehad. Hy het gaan aansalf. Vir Dawid het hom aangesalf. Hy het vir Saul. Hy het hom aangesalf. Prys die naam van die Here. Nou die lekkerste ding. Ek hou, kan ek so 'n bietjie uitgaan. Ek hou net van die roeping van Samuel. En dis hoekom die kerk vandag misluk. Here, maar ons kan speel met die profesie. Oké, julle moet maar so, oké. Ek sien daar's mense wat in die gees kom. Maar is so seer. Maar is so seer wanneer jy soms hoor, man, dis 'n verkeerde boodskap. Maar die vyand maak seker sy verkeerde boodskap sit hy in die kerk neer. Ja, waarheid. Pastor. Oh, Here, hoor wat met die Here nou weer op. Dis die probleem, staan daar, pastor. Ja. Die voorhangsel was nog toe vir Samuel. Pastor, jy sien my nou nie, pastor. Ek weet nie, pastor, kan lekker saam met my hardloop hierdie stukkie nie. Maar ons gaan van baie mooi maak. Ek gaan vir apostel gebruik, 'n hoër gesag. Want dit was die doel toe Samuel met Eli was. Op ander woorde, die stem is net iewers hier in die tabernakel. Want dit is waar hy groot geword het. Pastor, weet ons nou pastor Samuel. Samuel. Pastor, jy weet mos met wie was hy? Gaan weer terug. Van luister.
Samuel. Vir die tweede maal. Oh, Vader. Hier is ek, pa. Praat. Geef my maar roep. My kind, sê Eli, as jy weer die stem hoor, dan sê jy, Here, spreek, want u diensknegt luister. Gaan terug. Ons is besig om die voorhangsel oop te maak. Ons is besig om op te maak. Want ek wil my doel verstaan in die evangelie. Samuel. My Here, praat en luister. My Here, praat. Knegt luister. Dankie Samuel dat jy geluister het na die stem van die Here. Dankie Samuel dat jy nooit geluister het na 'n mens se stem nie. Jy sien my kerk is vandag deur mekaar. Omdat ons die verordering oorgevat het. Maar die Bybel sê die oomblik dat jou hart vir hom gee, then he ordained yourself. Niemand kan jou ordain op hierdie aarde, behalwe die Allerhoogste. God roep vir Samuel. God roep die profeet om aan te salf. God roep nooit de apostel om mense te verorden nie. The moment you are born again, then you are ordained by God. Dus hoekom Samuel sy salwings en sy konings verstandig was? Die Bybel sê, Saul het vir 30 jaar het hy geregeer. Samuel, David, hy het ook 'n bietjie gestrykel langs die pad. Maar hy was ingesalf deur hierdie man. Staan julle twee op so lank. Dankie pastor. Jy is geroep. Halleluja as profeet. Halleluja. Gaat vir julle alles doen, maar nie waar nie. Staan jy daar? Hierso, staan jy daar? Van hierdie hoek. Ons sal ook gemaak. Kom. Laat ons ons. Ja, Rot Prysie. Laat sê Matteus 1 vers 21, ek weet nie. Ons wil vanmorgen net probeer om los te maak. Die voorhangsel is oop hierso. Amen. Die voorhangsel is oop. Ons gaan ons kinders nou leer. Sê jy, hulle verstaan nie. So hulle moet nog geleer word. Die voorhangsel is oop. Matteus 1 vers 1. Net op die ons moet die voorhangsel toe kry. Ons weet nie wie gaan kom, waar is die profete? Dis iewers, as iets wat nie reg is. Kan ons net help, miskien, die profete moet verstaan. Dankie maar. U is saam met my. Gaan nou, die huis toe. Ons wil hom oopmaak vir mense wat nie verstaan waaroor. Maar ons moet nou eers kyk. Die iemand, posties dat toch so bietjie toe, is nog iets wat die gees opbring. Ek kan nie mooi onthou, in die oudtijds, wie moes na die allerheiligste plek toe gaan? Die priester. Op ander woorde, die priester gaan staan in, vir die volk. Oké. En die Here probeer om alle dinge maklik te maak.
sodat sy hele kinders kan vryheid hê na die allerheiligste. Prys die naam van die Here. Maar ons weet nie wat daar aangaan nie. Baie van ons kan, ek weet nie hoe moet op hierdie sin sit nie. Jong, wat kom eerste voor die luister? As eerste luister, nee. En dan hoor jy mos nog. Ja, daar sê. Kijk. Man, jy luister, hier is iets. Maar jy verstaan nie wat in hierdie, wat hier aangaan nie. Jy hoor daar word gepraat. Oké, dankie Here, hoor wat sê die Here. Want die probleem is, weet jy, hoekom ons soms, halleluja, so vinnig afvallig word. Die probleem is, ons wat nog nie aan die allerheiligste nie, sodat ons kan die openbaring kry van die Here af. Ons is nog steeds buitekant die tabernakel. Ons hoor, ons glo, ons stem saam dat die Here is. Kom ons hoor, hoekom? The purpose why Jesus was born. Ek glo as 21 poste. Ek moet nie vergeet. En sy sal as seënbaar. En jy moet hom Jesus noem. Wat gaan hy maak? Want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Die boodskap is deur. In other words, daar moet nou 'n fulfillment kom. Want dit is die begin van Jesus se geboorte. Hy is nog nie gebore tot die vlees nie. Ons moet nog gaan kyk. Pastor Moses, ons moet nog gaan kyk, wat is hy? Matthew 27, 42, 41. Ons moet na die voorhangsel toe gaan. Want ons wil vanmorgen van ons daar uitkom. Sodat baie jong mense verstaan, hoekom is hulle gebore? Wat is die doel dat hulle gebore was? Prys die naam van die Here. Die probleem is, hulle staan nog buitekant. Hulle hoor, is iets lekker. Halleluja, maar die vyand staan, halleluja, maar ek weet, dat die kruis, halleluja. Waar is my Bijbel ook? Vader, my sien en bid. Jesus. Jesus. Namanga. Kuyangilwe. 49. Wat sê, kom ons wat ons van 49 af. My Bybel praat as so. Jesus se dood, die opskrif. Een van hulle hardloop toe gou. Vat 'n spons. Maak dit vol suurwyn en steek dit op die punt van 'n riet om hom te laat drink. 49. Yes. Die ander het egter gesê, los hom. Kom ons kyk of Elia hom kom red. Ja, meisie. 50. Maar Jesus het weer baie hard uitgeroep, die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die swaar gordyn aan die tempel in twee geskeur, van bo af tot onder. Halleluja. Oké, Postie, kom ons hoor wat sê ons 53 vertaling. Dit lees as volg, 49. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom en hom verlos. 50 lees. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee. 51. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder. En die aarde het gebewe. Here, En die rotse het geskeur. 52 sê, en die grafte het oopgegaan. En baie liggame van die ontslapende heiliges het opgestaan. ek verklaar in die naam. Ek verklaar in die naam van Jesus dat die Here sy kerk van hierdie dag 'n kerk sal maak. Prys die naam van die Here. Ons wil stadig weg, want ons wil na die allerheiligste plek beweeg, waar ons die heiligste, waar ons God self ontmoet, waar ons die Here moet aanbid,
vir ons wat gesê ons is gelowig. Almal is geregtig. Maar kom saam met my na die allerheiligste. Kom saam met my na die allerheiligste. Heilige Vader. Kom hier waar. Kom saam met my. Prys God vir naam. Kom saam met my hoofman. Ja. Oh, die Here wil mense. Mama, ek wil hê jy moet saam met my kom. Halleluja, ou moeder. Ja. Halleluja, die Here maak oop. Prys God se naam. Hey, wie kan nog gesê hoe die God is kom. Ja, maar jalan moet van Here, praise him. Is nou gesing wat ek soek. Holy, are you Lord God? Ja, my sien. Ons gaan na die allerheiligste. Die tempel. Maar as jy ver uit mekaar het, ja, as ek een baie space. En Ek is klaar, oma. Sy moet saam met my hart. Jy doen dit dan soos ek kom hier in die gees het. Halleluja, ek is klaar. Wat oor, oma? Holy. Oh yeah. You jou verlossing gaan kry. Ons wil nie weer kerkloop nie. Nee, ons wil die Here dien. Ek het gehoor het word gepraat van Jesus, maar ek wil verstaan waaroor gaan dit. Ek weet nie hoekom is ek gebore nie. Ek wil vandag verstaan. Prys die naam van die Here. Ons stap het. Dis opgeskeer. Dit is vrymoedigheid. Dis met vrymoedigheid. Dat die voorhangsel
vasliggen. En mensen moeten verstaan. Hoekom is hulle gebore? Dankie Heilige Vader. Dankie Jesus. Elke werk van slavernij wordt verbreekt door vandaag in de naam van Jezus. Als de mensen waar je is, die geest van die Heer treft je in die naam van Jezus. Is dat het ongeboren en is om die Heer te dienen. Hoe jij servant of God en not your friends. Dank je Heilige Vader. Ons eer die Heer. Dank je Heer Jezus. Yes, Jesus.
Ik wil net hier dit afgee hier. Ek wil net afgee hierso. Hier binne-in. Hierdie bediening van die Here. Geliefdes, ek wil vanmôre vir iemand sê, u wag lank 'n deurbraak. U wag lank 'n deurbraak. En u is op wagting vir 'n deurbraak, maar die deurbraak is nog nie daar nie. En u sukkel. Maar ek wil vanmôre vir iemand sê wat weet, die Here vir jou 'n deurbraak. Ek praat van 'n deurbraak. Jy wag 'n deurbraak. Iewers weet jy die Here gevra vir 'n spesifieke doel, maar jy kry nog nie 'n deurbraak. Ek wil vir die mense sê, kom gou staan op en staan weer hier agter. Net hulle wat vanmôre sê, Here, ek soek, ek wag, ek wil my deurbraak sien. Kom gou na vore. Here, ek wil my deurbraak sien. En ek wil vir julle sê, ons gaan jou en mense wat hierdie mense gaan bedien, met mense wees, manne van God wees, wat weet, jy het al 'n deurbraak gekry. Moenie kom bind. En jy weet, jy's nog ook gebind. Jy het ook self 'n deurbraak nodig. Ons wil hierdie mense bid. Vanmôre wil God 'n deurbraak bewerkstellig aan hierdie mense. Maak seker as jy vir hierdie mense bedien, jy het 'n deurbraak. Maak nie saak wat 'n deurbraak dit is, maar jy het 'n deurbraak in die Here bekom. So ek wil hê ons bedien die mense. Die Here wil vanmôre in hierdie plek 'n deurbraak van Hanne. Van Hanne, Max, Aketa. Ons is nie vir almal bid. Ons is een in die kerk. Hier, van Hanne. Halleluja. God, Pastor, wil sê deurbraak. Pastor Moses. Oh, kom ons. Omgebring jou gawe. Jendere kotorobo hondoro. Sinabangesia na verhierdie. Jos kotorobo. Alles klaar hier, want dit is ons kerk. Deurbraak. Kom ons staan die lawas. Kom ons staan gelowiges. Die deurbraak is hier. Vanmôre in hierdie plek. Dankie. Die glorie van God. Verdoet nou weer ons. Nou was die tijd. Die Vader, ons Here. Dankie vir wat dankie Heilige Gees. Wat vanmôre Vader in die magtige naam van Jesus. Here, die mama hier die papas. Here, wat vanmôre van hart tot hart met God. Ik ga vanmôre van mama tot mama. Vader, ik ga vanmôre van papa tot papa. Ik ga vanmôre tot jong mens, Vader. Ja, maar wat vanmôre, van kindje tot kindje, Vader, in de naam van
verander word, Here. Ons is op 'n plek gewone waar situasie verander word, my God, Here. Here, hierdie mamas, die papas, Here. Die jong mense sal nie meer dieselfde wees nie, my God. Hulle sal met getuie na die kom, Vader. En sy my deurbraak het gekom, halleluja. My genesing het gekom, halleluja. My rykdom het gekom, halleluja. My seën het gekom, glory to Jesus. Here, doen dit nou, my God, Here, ons geloof dit. Ons geloof dit vanmorgen, Here. U doen dit nou, Here, tot eer en verheerliking van die grote naam. Doen dit nou, Vader, tot eer en verheerliking van die grote naam. Vader, doen dit vanmorgen tot eer en verheerliking van die eie grote en almagtige naam. Ons spreek dit vanmorgen, Here, met die gesag, die autoriteit, Here, die macht, wat U ons het gegee, Vader. In Jesus machtige naam. In Jesus machtige naam. Vader, in die naam van Jesus van Nazareth, met eer en baie dank zeggen, halleluja. Dankie, Heilige Gees, kom ons wij net op die Here Jesus Christus. Die deurbraak het klaar gekom, U kan maar gaan. Voor u beweeg. Halleluja. Voor u beweeg. Voor Halleluja. u beweeg van iemand bij jou en sê dankie vir my deurbraak. Van iemand. Gee my druk en sê dankie vir my deurbraak. Iemand het druk en sê dankie vir my deurbraak. Prys God in hierdie week sal daar 'n nuwe getuienis is. 'n nuwe teken sal wees dat die Here se deurbraak het plaasgevind in mense se lewens. Here, dankie vir die deurbraak. Dankie Vader vir die deurbraak. Dankie Here vir 'n magtige deurbraak. Dankie Heilige Jesus. Ons eer die magtige deurbraak. Oh Jesus. Halleluja. Ons het hulle wat. Dankie Here. Oh halleluja. Geseën my man. Dankie vir die deurbraak. Prys die Here. Dankie vir die deurbraak. Dankie Here vir hierdie magtige deurbraak. Dankie Here, dankie. Jesus. Mensen die Here sê kans vat, van die kom kans vat. Van het baie ernstig. God is jy kans vat. En as jy hom so ken, dan gaan hy jou wys, hy sê kans vat. Hy kom deur vir jou. Dankie Here. Dankie Heilige. Você
Here